Heilige Vader, ons doen 'n verklaring. Ons sal net vir U leef. Ons sal net vir U sterf. Maar Vader, daar is 'n baie moeilike taak. Dit is maklik om te sê, maar as dit gaan kom by daardie dag, as ons kyk wat nou gebeur bo in Sirië, dan is dit nie meer so maklik om dit te sê nie. Dan sien ons hoe mense pleit vir hulle lewens, sien ons hoe mense weghardloop en smeek vir genade. O Here, maak hierdie 'n lewende werklikheid in ons harte, dat ons sal verklaar tot die dag soos Stefanus op sy knieë neergeval en gesê het, vergeef hulle, Here, want ek sien die heerlikheid van God. Mag U vanmôre ons geestes oopmaak, dat ons kan sien hoekom ons hier is. Wat die doel is. Ons doel is God. Is die enigste. Seën vanmôre hierdie woord, ek pleit Heilige Gees, maak hierdie woord oop en lewendig. Asseblief Vader, ek vra U, haal die sluiers af. Maak U asseblief vanmôre ons geestes ore oop, dat hierdie woord sal val op vrugbare grond, dat U verheerlik kan word. Ons dank U vir dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie. Ons simboliek, die kruik, die olie, die Heilige Gees, oorwinning, vrymaking, genesing, en die lappie wat heel bo-op hang vanmôre met die goue enetjie. Grootste opdrag. Wat is die grootste opdrag? Daar was net een. Gaan, maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en hulle sal die gawe. Okay. Nou vanmôre het ek 'n skokkende woord gekry. God is ons vyand. God is ons verskrikking. Kom ek hou gou vinnig 'n paar dinge voor. Die hoofdoel van alles wat nou op die aarde plaasvind. Net een doel voor oë. Wat sê almal? Vrede. Vrede, vrede, vrede. Trump hardloop met vrede, Putin, Oekraïne, Duitsland, Noord-Korea. Weet nie van hierdie land nie. Ek het nie vreeslik gehoor nie. Ek het inteendeel gehoor hy is besig om weer 'n nuwe aanval te loods op Israel teen Amerika en Israel, omdat Amerika Israel se part vat. Maar die hooftema van die wêreld vandag is vrede, vrede. Ek sien in Sirië daar van donderdag af 2400 mense verskriklik wreed doodgeskiet. Maas, paas, kindertjies, hulle stap in, skiet net dood. Dit gaan nie net oor gelowiges nie, dit gaan oor almal wat voor die voet kom, dit gaan oor die gees wat oor die wêreld heers, haat. Okay, en dan kom Tessalonisense. 'n baie groot waarskuwing wat Paulus ons gee. Hy sê Tessalonisense 5:3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf. Hulle is soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Ons gaan nie ontvlug nie. Ons het gesing, I will live, you're the only one I live for. You're the only one I die for. Hierdie toets kom. Hy is baie nader as wat ons dink. Hier's 'n groot anargie in Suid-Afrika aan die gang met hierdie dinge wat besig is om af te speel
met hierdie regering wat nou verbygegaan het by die DA. Hulle is ook skielik in Amerika, so hulle gaan ook seker aangekla word vir hoogverraad. As jy die verskoning soek jy hom. Maar hulle het nou in die GNU gegaan saam met die Vry EFF. Dis die tragedie, dit spel vir ons groot moeilikheid. En dan die National Health Institute, hierdie groot ding, al die dokters het gesê hulle gaan 'n saak maak teen die regering, hulle kan nie daai gesondheidsorg instel nie. Gister is die dokument geteken, hulle gaan oor alles. Alright, dit gaan ons almal baie sterk beïnvloed, nie meer oor 1000 jaar nie, glo my, baie vinnig. Verlede week gepraat, gruwel van die verwoesting is aan die kom, gepraat oor die beeld van Daniël, wie hulle gesê wat die beeld wat Trump gedoen het. Waarskuwings was van God se oordeele. Nou, God is ons verskrikking, dis vanmôre se boodskap. En ek wil vanmôre vir jou vra, jy moet baie fyn luister, want dit is vir my 'n totale nuwe openbaring gewees. Hy gaan in Jesaja 8. Hy sê, vers 13, die Here van die leerskare, hom moet julle heilig, en laat hy julle vrees, en hy julle verskrikking wees. Daar kan nie verskrikking kom as jy nie vrees het nie. En daar kan nie vrees kom as daar nie verskrikking kom. God is die mens se vyand. Ons gaan nou 'n bietjie punte uithaal. Wat het hy vir Moses gesê? Staan uit die pad uit, hy gaan hulle almal verwoes. Hoeveel keer het hy vir Moses gesê? Ek dink 3 keer. Wat het hy vir Noag gesê? Ek gaan hulle almal verwoes. Wat het hy vir Abraham en Lot gesê? Wat die hel sê God vandag as hy na hierdie wêreld kyk? Nou ouens, hier kom 'n baie fyn lyn vanmôre en ek wil hê asseblief jy moet dit baie fyn luister, want die Here het op my gees gelê. Rina het Vrydag 'n baie goeie demonstrasie gedoen waar ons 'n klomp was wat gebid het. En ek het nou gevoel sy moet dit vir my weer kom doen na die boodskap. Maar jy gaan dalk hierdie boodskap beter kan verstaan. Right, en dan wil ek gou spring na vers 19 toe. In hierdie selfe hoofstuk. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie. Moet vir die lewendes, die dooies gevra word. Goed, wat doen ons regering? Hulle vra die dooies. Hulle vra die voorvadergeeste. Ek het hierdie laaste 2 weke het ons 'n baie interessante relaas van verskeie mense wat skielik kom met die ou tyd se lering. As hier seker ou mense is vanmôre, gaan julle uitneem dat ons julle kan bevry. Ons hoor al hoe meer hierdie ding van, weet jy, as jy jou plek wil skoonmaak, gooi sout. En ek het nou met iemand baie naby aan my, wat gelukkig nie hier is nie. Ek weet nie of sy die preek gaan luister nie. Ek hoop sy gaan. Ek weet nie of sy nog kwaad is vir my. Kyk, sy het nou 'n nuwe huis gekry. Nou gaan sy op raad van, gaan sy sout gooi. Ek sê, gaan gooi die sout, laat alles vrek. Logika. Wat het die ou mense gedoen? Die ou mense het sout gevat en op die dak van die huis gegooi, om die demone weg te hou. Onthou? Dis nie sulke mense nie, né? Die Here help jou. Hulle het ook die sout gegooi in die vensterbanke, om die demone uit te hou. My magtig, jy trek die gemors. So, asseblief, voorvadergeeste, ek weet die Sangomas, ek weet die spiritisme, en dan sê die ander groepe van die swartes, hulle gooi sout. Ek sien, ons het dit in Afrika gesien. Dan sê ek, jy's lekker stupid, kyk hoe's al jou gras dood. Ja, maar as die sout, dan sê ek nou, wat het die sout gedoen?
Nee, maar hy hou die demone weg. Dan sê ek, dis 'n leuen. Dis 'n leuen uit die hel uit. Ouens, dis net so ter inleiding 'n waarskuwing, asseblief. Alright, kom ons raak nou aan iets wat baie lekker is vanmôre, rugby. As jy rugby speel, ons tyd het ons stad gehad. Jy het 'n kort stad en 'n lang stad gehad. Nou ek hoop ek praat nog reg, die lang stad was vir die voorspelers. Dat hulle kan skram, vaskop, vastrap, dat daai ouens jou nie van die bal kan afstoot nie. Die kort stad is vir die ouens wat vinnig kan hardloop. Dani, jy het kort stad gedra. Want Dani was 'n absolute atleet. Hy was blitsvinnig op die vleuel gewees. Alright, so jy het hierdie stads, want elke stad doen sy eie ding, uit sy eie werk. Alright, nou wil ek net vinnig vir julle iets gou lees wat ek gelees het van John MacArthur, wat hy sê, baie interessante ding, wat hy gepraat het oor hierdie skoene ding. Dat ek hom net gou hier kry. Efesiërs 6 vers 15. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Alright, laat ek vinnig 'n regstelling hier maak. Ons is vredemakers. Nee. Tussen wie? Julle is bitter skaam vanmôre. Tussen God en mens. Dankie. Vredemakers. Alright? As skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Nou kom ons by 'n punt waar ons sê, ja maar weet jy wat, ek vermaan nie, ek beklei nie, ek kan nie 'n ou berisp nie, jy's totaal buite orde. Want Jesus het dit gedoen. Hy het dit gedoen. Right. So jy moet dit doen. Nou wil ek net gou lees wat John MacArthur skryf. Hy sê, in Paul's day, the footwear of choice for the Roman soldier was a thick-soled, hot-nailed semi-boot. It had thick leather straps that secured it to the foot. On the bottom of the sole were little pieces of metal that sprouted like spikes to give the soldier firmness of footing so that he could stand in the battle. That way, in hand-to-hand combat, he could hold his ground and make quick moves without slipping, sliding or falling. Stel as die rugby beginsel. Ek wil jou vertel, as jy die toks gedra het met die lang stad. Ek was flank op 'n stadium, toe moes ek een keer gaan uithelp op 'n vleuelposisie. Ek het amper al my tande uitgeval. Want hierdie stad is te lank en daai gras het hom gegryp. En ek vra vir my afrigter, is jy mal? Kom ons jy moet hierdie goed hardloop, nie? Jou skoene wat jy aan het vanmôre, die kom vir jou waarskuwing. As jy ongehoorsaam is. Ongehoorsaamheid kan God nie behaag nie. Alright, ek lees nog 'n gedeelte wat hy skryf. The soldier's footwear was designed to provide not only sure footing, but also protection for long marches covering tremendous amounts of terrain. In addition, the enemy commonly placed razor-sharp sticks in the ground in hopes of piercing the feet of the advancing soldiers. So to protect themselves, the soldiers would wear boots with heavy soles that cannot be pierced. If their feet were pierced, they could not walk. Even the best soldier is ineffective when you cannot walk. Dink vanmôre, jou voete is jou mees sensitiefste in jou liggaam. En as jy in 'n klomp spykers inloop, beteken jy niks. Jy kan nie hardloop nie, jy kan nie vaskop nie, jy kan niks doen nie. Alright, so jou skoene is van kardinale belang ook vir jou oorlogvoering. Alright, geestelike oorlogvoering moet ons skoene bereid wees om te trap en te stap waar God wil hê ons moet. Alright, so hy sê, as skoene aan julle voete, hier kom dit, die bereidheid om die evangelie uit te dra,
nie 'n geheime agent te wees nie. Almal moet wonder of jy die Here dien. Ons het 'n bereidheid, ons moet hierdie evangelie uitdra. Matteus 28:19 sê, gaan. Aan die ander woorde, trek jou skoene aan, gaan maak disippels. Ons is besig om op 'n baie gevaarlike terrein te speel vanmôre. En ek sien dit met hierdie goed wat nou in die ooste aan die gang is. Hierdie ouens loop in, hulle skiet dood voor die voet. Hulle vra nie wie Christen is nie, hulle vra niks. Hoekom nie? Daar's nie vrede nie, daar's 'n haat, daar's 'n afguns, daar's 'n totale gees van verwoesting reg oor die wêreld. En ekskuus, dit is profeties korrek, dis wat die woord van die Here ons voorwaarsku. En daarom die term skoene, evangelie van vrede. Nou kom Romeine 10. Hy sê daar in vers 15. En hoe kan julle hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is? Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Ons gaan nou dieper gaan. Efesiërs 6:13 sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, kernwoord, staande kan bly. Staande kan bly. Alright, as jy moeg is, dan gaan op en sit jy weer. Ek sien die oor raak alweer so. Jy laat toe dat die duiwel by jou steel vanmôre, maar jy gaan vanmôre 'n boodskap vermis. En God gaan jou verantwoordelik hou vir dit. Glo my. Ons oorlog vandag het begin in die begin van tyd tussen God en mens. Hy het hulle geskape. En dan sê ek, spyt ek het hulle gemaak. En dan sê hy weer, ek is spyt ek het hulle gemaak. Dan sê hy weer, ek is spyt ek het hulle gemaak. Hy sê, ek gaan hulle verdelg. Hy sê vir Moses, weet jy wat, staan een kant, laat ek hulle verdelg. Dan sal ek 'n nuwe spesie maak. Nuwe nasie. Miskien wou God net nie weer mense maak nie. Hy was kwaad. Wie wat, hy is dalk vanmôre vir jou kwaad. Jy sal nou hoor hoekom. Maar ons dien die Here. Ons is liewe Jesus kindertjies. Romeine 5 sê, vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. OK, God bewys sy liefde daarin, dat Jesus kom sterf het. Dis die liefde. Hy sê in vers 9, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Alright, so ons ken die verhaal. Die hart vir Jesus gegee, weet jy. As jy jou hart vir die Here Jesus gegee het en jy doen nie wat hy sê nie, het jy niks vir hom gegee. Niks. Jy lieg vir jouself. Vers 10 sê, want as ons, luister wat sê hy, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Ek en jy was 'n vyand van God. En God het gesê, hy is my vyand. Jesus het gesê, gee my kans. Ek sal gaan sterf vir hulle. Dink julle God het gesê as reg gaan? Ek dink daar was 'n redelike relasie in die hemel. As ek sien hoe Moses moes pleit, hoe Moses gaan op 'n stadium sê Moses, neem my naam uit die boek van die lewe. God's kwaad. Ek dink as God kwaad is vandag, meer as ooit. Hoekom skiet hulle 2400 mense? Net goedsmoeds doen. Ons praat nie van Kenia nie. Ons praat nie van China nie. Ons praat nie van die ander land nie. Ons praat nie wat hierbo aangaan in
Rwanda, ons praat nie van dit, ons praat net nou wat die fokus is. Want daar is nie vrede nie. En daar gaan nie vrede wees. Daar gaan nie vrede wees. Maar ons praat vanmôre van 'n ander vrede. Hy sê maar vers 11, nie net alleen net dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening gekry het. Nou kan ek roem. Hoekom? Ek is versoen met Jesus. Maar ek het nog nie my taak gaan doen nie. Jy sien, so vyande van God, ons menslike begin, was baseer op twee verskillende kante. God se kant, jou kant. En ons het nie besef dat God eintlik in oorlog was met ons as gevolg van die sonde nie. En sê Romeine 1:18 dit. Romeine 1:18. Die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Kan ons uitbrei? Het ek nodig. As jy nie doen wat God sê nie, onderdruk jy die waarheid. As jy nie in volle gehoorsaamheid loop nie, onderdruk jy die waarheid. Dan is God se toorn op jou. Nou begin jy wonder, maar hoekom loop alles verkeerd? Hoekom kom net niks reg nie? Want die duiwel kan dit nie doen nie, mense kan dit nie doen nie, maar God doen dit. En hoe gaan jy en ek by God verbykom, dat die seën van die Here moet deurbreek? Gehoorsaamheid. Alright? Hy sê Matteus 12, vers 30. Hy wat nie met my is nie, is teen my. En hoor wat sê hy? Hy wat nie met my versamel nie, verstrooi. Wat is jy besig om te saai in hierdie wêreld? Ek wil nie oor al hierdie ou sondes praat. Ons kan al hierdie nonsens praat afbreekend, ons wys die vinger. Jy's besig om te verstrooi. Jy's besig om mense van God af weg te jaag. Jy's die oorsaak dat mense nie by die Here uitkom nie. Jy's die oorsaak dalk dat God mense haat. Want hulle wil nie luister nie. Johannes 1 kom, hy sê in vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hy gee jou die mag om kind van God te word. Wat sê hy? Almal wat Christus aanneem, die enigste deur, enigste pad, enigste waarheid. Alright, ons kom met die diepte. Johannes 8 kom, hy sê vers 43. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Vers 44 sê, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Is jy vanmôre 'n waarheidprater? As jy 'n leuen in jou lewe het, is jy kind van Satan en 'n vyand van God. Alright? Ons gaan nog 'n bietjie dieper. Skoene van bereidheid om God se vrede, met ander woorde, versoening tussen wat? Tussen God en mens. Nehemia kom, hy sê in hoofstuk 1, vers 2 en 3. Een jaloerse God en 'n wreker is die Here. 'n Wreker is die Here en vol grimmigheid. 3 keer.
'n wreker is die Here vir sy teestanders. En hy behou die toorn teen sy vyande. Die Here is lankmoedig. Vers 3, maar groot van krag. En nooit laat die Here ongestraf bly nie. Sy weg is 'n warrelwind en 'n storm, en wolke is die stof van sy voete. Hy is lankmoedig, groot van krag, maar hy laat nooit ongestraf bly nie. Alles wat verkeerd gaan, kan ons nou begin soek. Ergens kom jy op 'n punt, ek kan nie meer die duiwel blameer nie. Ergens kom jy op 'n punt, dan weet jy, maar dis God vir dit doen. Want God is grimmig op jou. Hoekom? Jou vrede, wat jy veronderstel het om te hê, is die vrede wat jy tussen mense en God moet gaan doen. Matteus 28 vers 19, gaan maak disippels. Gaan maak vrede tussen hulle en God. Die opdrag wat ons nie doen nie. Weet jy hoekom nie? Want jy dalk nie jou eie vrede nie. Ok, Openbaring 21 vers 8, hy sê daar, hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy vir my 'n seun wees. Jy wat oorwin. Maar vers 8 kom, hy sê maar, wat die vreesagtiges aangaan, die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, horeerders, towenaars, afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur swaal. Dis die tweede dood. Vreesagtigheid. Kan jy nog vrees in jou lewe hê? Kom aan ouens. Julle weet nie met hoeveel mense werk ons weekliks wat vrees het. Dis van die Satan. Want jy het nie vrede met God nie. As jy vanmôre net hierdie ding kan verstaan, my vrou gaan dit mooi uitbeeld met daai liggie hele ding, maar as God nie die werk doen nie, kan jy nie gered word. Dan kan Jesus 1 miljoen keer kom sterf, maar God moet jou trek. Dis hy wat jou naam voor die grondlegging opgeskryf het. Maar dis ek en jy wat bly skop teen die prikkels. Ja, maar ek wil dit my manier doen. Jy's 'n vyand van God. En jou ongehoorsaamheid maak dat jy al hoe verder van hom af weggaan. Nou kom die goeie nuus van vrede. Nou, hierdie is vir my 'n baie mooi stukkie as ek dit net vir julle kan lees van John MacArthur, The Good News of Peace. Hy sê, near Athens, Greece is a plain called, interessant, Marathon. It is approximately 5 miles long and 2 miles wide. In 490 before Christ, the Persian king, this Daniel se tyd, Darius, ordered his generals to enslave the Greek cities of Athens and Eretria. Eretria was destroyed and its inhabitants enslaved. The Persians then landed at Marathon, hoping to do the same to Athens, Griekenland. The Battle of Marathon was a decisive battle, for if the Persians had conquered, Grecian culture might never have blossomed in the world. Dink een van die rykste kulture, Griekenland. Maar jy sien, God het 'n plan. Want Griekenland kom in Openbaring ook vorentoe. God het daar ook 'n plan. Hy sê, when the enemy was defeated, Philodiphalus, a Greek soldier and a courier, ran from the plains of Marathon to Athens, a distance of slightly more than 26 miles, to deliver a message to the magistrates. As he delivered his message, he fell over dead. What was his message?
Sy boodskap was, the war was over and victory had been achieved. Today's marathon race commemorates the faithful soldier who announces the good news of peace. In die geestesrealm is daar altyd 'n geveg. Waarvoor beklei die duiwel? Dis my beursie, is nie geld nie, die duiwel wil my geld steel. Dis kortsigtig. Wat 'n groot storm gekom in my huis, 'n dak het afgewaai, die duiwel wil my, jy's kortsigtig. Daai goed is vir hom niks. Jou siel is wat hy soek. So by the way, net vanaand 'n getuie, 'n jong dame laat weet uit Australië, daar's 'n groot orkaan op pad. En ons gee die boodskap deur, ons bid by die bloed van die lam. Kry die getuienis terug, hulle huis, daar het nie 'n boom op hulle huis geval nie, om hulle het die bome geval. Hulle krag is nie eens afgewees. Dis God. Nou kan jy praat van wat 'n stryd is aan die gang. In die middel van die storm het God jou. Maar jou hele lewe is 'n damn storm. Magtig. Vrede is daar nie. So dis nie jou vrou wie jou hel gee nie, dis nie jou man wie jou hel gee nie. Jy het 'n keuse. Gee hulle gif. Hey, moet nou nie ernstig wees nie. Dis die duiwel in hulle. Omdat hulle nie vrede met God het nie. Omdat hulle nie daai vrede van die Here God hulle lewens het nie, laat hulle altyd vol onvrede is. Maar onthou een ding, God het die vrede gemaak. Romeine 5 vers 1. Gee hom vir my. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. My geloof in God, my geloof in die feit dat Jesus opgestaan het, dat hy gebore is uit 'n maagd, dat hy hel en dood oorwin het, dat sy graf leeg is, gee vir my vanmôre vrede by God. En dan gaan hy na Romeine 13 toe. Kernboodskap. Kern van die boodskap, vers 12. Die nag het ver gevorder, is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Waarvan een van jou belangrikste 3 die skoene is. Ander goed kan jy nog so bietjie mee, ja, as jy nou vandag voel, jy weet, hier is nie so groot geveg nie, kan jy so bietjie die borswapen een kant sit, en jy kan dalk so bietjie die swaard een kant sit. Maar as 3 goed wat jy kan nie die helm nie, jy kan nie die voete nie, jy kan nie die gordel van waarheid nie. Hulle is permanent daar. Hulle moet permanent daar wees. Alright, hy sê vers 13. Laat ons dan welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brasterye nie, en dronkenskap nie, nie in ontuig en ongebondenheid nie, nie in twis en nydigheid nie. Vers 14, die kern, beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Beklee jou met Christus. Hier kom die geheim. Jesus het vrede tussen God en jou kom maak. Jesus het die kleed van geregtigheid gedra. Jesus het God in alles totaal en al behaag. Jesus was in totaliteit gehoorsaam.
En toe sê God die Vader, okay, wie van hierdie mense hulle gaan beklee met Christus, sal ek aanneem. As God vanmôre na jou en my kyk, en hy sien my, het ek moeilikheid. Want hy haat my. Vreeslik. Hoekom? Want hy haat wat ek doen. Hy haat my sonde, hy haat my humeur, hy haat my kortdradigheid, hy haat alles wat ek doen, maar wanneer hy na my kyk, en hy sien Christus, dan sê hy, hier's my vrede. Hier's my vrede. Ek het hom. Want jy's bekleed met Christus Jesus. In Johannes 1 vers 5. En dis die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Geen. Wie was nou die pa van die leuen en die duister? Die duiwel. Daar's twee paas, ouens, jy het of God of die duiwel. Jy het nie 'n stiefpa in hierdie riem nie. Die duiwel is jou pa, God is jou pa. Ja. Vers 6 sê, as ons dan sê, dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons, en ons doen nie die waarheid nie. Vers 7, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, reinig ons van party sondes. Nie alles nie. Ag Here, ek het daarom hierdie ou swakheidjie. U weet mos maar. Jy's 'n kind van die Satan. Jesus het nie 'n volmaakte werk vir jou gedoen nie. Hy reinig ons van alle sonde. Ek wil afsluit met gehoorsaamheid, Rigters 7 vers 12. En die Midianiete en die Amalekiete en al die kinders van die ooste, dit klink soos daarbo. In die laagte gelê soos springkane in menigte, en hulle kamele was ontelbaar soos die sand aan die seestrand in menigte. Met ander woorde, is 'n oormag. Oormag, het julle gesien wat het met Londen gebeur? Hulle het groot plakate in Londen opgesit met petisies aan. As jy hierdie petisie wil teken, en jy weet van iemand wat Jesus verkondig, teken die petisie, ons sal hulle toesluit. Londen is totaal onder die moslim. Moenie dink is hier anderster nie. Dis 'n boosheid besig om te werk, en ons kry teenkanting, maar ons sal hom veg. Hy sê vers 13, toe Gideon aankom, vertel 'n man aan 'n ander juis 'n droom en sê, kyk, ek het 'n droom gehad, daar rol 'n hardgebakte garsbrood in die laar van die Midianiete en kom tot by die tent en slaan dat dit omval en keer dit onderste bo en toe lê die tent daar en toe dink ek toe ek hierdie lees, daar's 'n beeld en daar's 'n groot klip wat losraak. Jesus, ons rots, is besig om los te raak teen hierdie wêreld. En hy gaan hierdie beeld verwoes. Maar kind van God, is jy gereed om saam te gaan? Vers 14 sê, en die ander een het geantwoord en gesê, hierdie is niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand gegee. Toe, vers 15, toe Gideon dan die verhaal van die droom en sy uitleg hoor, het hy aanbid en hy teruggekeer na die laar van Israel en gesê, maak klaar, die Here gee die laar van die Midianiete in julle hand. Geloof. Is ons bang vir wat kom? Ja. Kom, ons is nou nie vanmôre soepers. Ons is baie bang vir wat kom. Want ons weet nie wat kom. En
al praat uit hierdie regering se mond uit nou is oorlog, oorlog, oorlog. Dis wit en swart, wit en swart, wit en swart. Hier kom die geheim, vers 21. En hulle het bly staan, elkeen op sy plek, rondom die laar. Daarop hardloop die hele laar, en hulle skreeu en vlug. Wat het hulle gedoen? Hulle het gedoen wat daai vrou nou in Australië gedoen het. Sy het in haar huis gebly, die bloed gepleit. Die storm het gekom, die bome het geval, nie eers die krag het afgegaan. Dis die God wat ek dien. Dis die God wat ek vanmôre dien. Is dit vanmôre jou God? Het jy vrede met hierdie God? Alright, so wat? Wanneer het ek vrede met hom? Wanneer ek vrede gaan maak tussen die sondaar en God. Wanneer ek Matteus 28:19 vat en gaan vertel. Is ons plek geboek in die hemel? Hoeveel siele gaan jy saamvat? Gaan jy met Leande staan? Wie wat gaan hy vir jou sê? Van weg, ek ken jou nie. Dis God. Dis die regverdige God. Dis nie die God wat met hom laat speel nie. Hy sê vers 22, toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig, ja, die hele laar, en die laar het gevlug na Betsita, na Sardeba, toe tot by die oewer van die Abel Mehola by Tabat. Met ander woorde, totale verwarring. En wat gebeur? Hulle maak mekaar dood. Maar die vraag vanmôre wat ek vir jou wil vra, waar staan jy in jou verhouding met die Here? Is daar vrede? Kind van God moet vas staan. Maak seker jou skoene is vas. Maak seker hulle is onbeweeglik, dat jy vrede kan bring tussen God en mense. Jou bure gaan verlore, omdat jy nalat. En daarom het jy nie vrede met God nie. Ek sluit af met Matteus 5:19. Dink is 19. Vers 9, ekskuus. Jesus praat, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van... Wat is 'n vredemaker nou? As daar gevegtery onder mekaar is, gaan klim jy nou op 'n aeroplein en vlieg asseblief Syrië toe en gaan maak vrede tussen hy lot. Hulle skiet jou saam met hulle net daar dood. Dis nie wat die Bybel leer nie. Dis nie wat die Bybel leer nie. Die Here het gesê, vrede, daar sal nie wees. Nooit. Jesus het gesê, ek het nie gekom om vrede op die aarde te bring nie, maar verdeeldheid. Maar jy en ek is op hierdie aarde om vrede tussen God en mens te bring. Want as ek Jesus kan voorstel aan God, as ek mense kan voorstel aan Jesus, dat hy hulle kan voorstel aan God, dan kom die woord waar hy sê, Vader, hier is hulle wat u vir my gegee het. En nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat gekies het om verlore te gaan, Judas. Ons is te skaam. Dis nie my aard om te vertel nie. Dis nie my gesindheid nie. Ek is maar 'n introvert. Ek is 'n beduiwelde derduiwel. Ek sal hulle skat as hulle nie wil hoor nie. Hoe lank skud God al aan jou? En pas op as hy jou vat. Dan gaan hy vir jou raak vat. En ek wil hê my vrou moet vorentoe kom, is deel van my boodskap. Asseblief, dit skakel so mooi in. Kan ek so 10 mense kry? Sal dit reg wees? 10 sal genoeg wees. Ek soek 'n jong man hier. Kom, ek soek 'n ou wat vir ons... Ag, François, kom, jy's jong. Vir ons daai extension aansit, asseblief. Hier ernstig vir ons 'n plak gou gee.
Ouens, as julle hierdie ding sien, gaan julle dalk iets beters verstaan wat ek wil sê vanmôre. So Sarah, kan ek jou vra om te kom? Gawie, is jy reg? Jy kom. Dankie, Minnie, kan ek jou vra om te kom? Asseblief. Ek dink jou man moet ook maar kom. Ja, ons wil julle nou saam hier voor hê. Arthur, kom jy Wendy ook asseblief. Ek sal die ou mense spaar. Hier's gelukkig niks ou mense hier. Toby, kom jy ook gou hier, jy en Tanya, asseblief. Ek dink, kom staan vir ons hier voor, almal. Kyk vir die gemeente. Ons gaan daai ding van die kring nou doen, my lief. Staan julle hier in 'n reguit lyn voor? OK. Gee vir hulle die punt daar. Ouens by die huis moet baie mooi kyk na hierdie. Dis 'n absolute openbaring. Kan daar nog iemand kom? Stephanie, kom sussie. Julle jongens kan nie net sit en mooi lyk nie. Hierso. Vat hom hierso, asseblief, dankie. Karel, kan julle gou vir my microwave gee asseblief? Alright, Fransja, skuif julle bietjie op. Ons wil dit mooi in die kamera ook hê vir die ouens by die huis. Dankie. Sy reg? Kan julle bietjie nader aan mekaar staan? Ekskuus, julle is amper op mekaar, maar ons wil julle graag. Karel, sal jy gou vir ons net 'n microwave oven gee asseblief? Baie diep luister. Hoe lief God jou het en hoe diep verweef is jy in die Here. Ekskuus ouens, dis Engels, maar dis so mooi. Ek gaan dit alles baie mooi verduidelik. Dit was Jesus se gebed aan sy disippels. En ons is almal disippels, want ons moet gaan disippels maak. Ander mense inbring vir die koninkryk van God. Hier staan: I have revealed to you. Jesus is besig om na God die Vader toe te bid. Dis Jesus se woord. I have revealed to you those whom you gave to me. Ons kom van God die Vader af. God die Vader het ons aan Jesus toevertrou. They were yours. You gave them to me, and they have obeyed your word. Hier kom die gehoorsaam weer in. Gehoorsaamheid weer in. Now they know that everything you have given me comes from you. Jesus het dit baie duidelik op aarde gemaak. For I, Jesus, gave them the words you gave me, and they accepted them. Jesus het altyd gesê, hy het niks gedoen as hy dit nie by die Vader gehoor het nie, en ook niks gesê as dit nie van die Vader afkom nie. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. Hierdie is baie kosbaar. Jesus is altyd ons middelaar. Hy tree in by God die Vader elke dag, elke nag, elke sekond van die dag as jy kind van God is. I am not praying for the world.
I am not praying for the world. Ons is kosbaar vir Jesus Christus. But for those you have given me. Ons is uitgesoek, handpicked. We are for God. For they are yours. So Jesus is die koning oor ons lewe, maar ons is op pad na God die Vader toe, wanneer ons met hom in die hemel verenig. All I have, sê Jesus, are yours. And all you have is mine. So ons word gedeel, ouens. Nie net deur Jesus nie, maar deur God die Vader. Want hulle is een en ons almal is een. And glory has come to me through them. Die feit dat ons gaan vrug dra, die feit dat ons gehoorsaam is, die feit dat ons Jesus dien, kan daai glorie van God die Vader af nou kom en op Jesus wees. Want hy's gehoorsaam, hy doen sy werk. Holy Father, protect them. Ons dink in hierdie tyd, waar's die Here? Dit gaan bietjie rof. Kyk al hier goed wat gebeur. Wat gaan nog gebeur? Hier staan dit duidelik. Holy Father, protect them. Nie net nou en dan nie, elke sekond van elke dag. By the power of your name. The name you gave me. So that they may be one. En dit is ons voorstellingkie wat ons vanmôre hier doen. Die oneness of God the Father, Jesus Christus en ons wat sy disippels is. The oneness. Die eenheid. While I was with them, I protected them and kept them safe by the name you gave me. None has been lost. None has been lost. Jy is nie verlore nie. As jy die Here dien, is jy in hom ingegrawe. Deur God die Vader, deur Jesus en sy Heilige Gees, want daai oneness is in jou. Ons gaan dit nou demonstreer. Maar dan staan hier 'n hartseer ding. None has been lost except the one doomed to destruction. Wat Judas was. Hy was van begin van tyd af daar om gedoemd te wees, want uit Jesus verraai. So that scripture would be fulfilled. Ouens, ja, ek was 'n onderwyseres gewees, so 'n bietjie wetenskap ook gegee vir die graad 9's, en hulle moes 'n stroombaan bou. Hulle moes hom in series bou. Nou ja, daar's ander maniere ook om 'n stroombaan te bou, maar julle elektriese ouens sal weet van 'n series. Al die liggies is opgekonnekteer. En as jy die skakelaar aansit, dan moet hulle werk. Nou om hierdie oneness te verduidelik, sê ek 1 plus 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 1 is 1. Ek het nie my somme verkeerd nie. Dis God die Vader, hy is ons Eskom. Jesus is hierdie kragprop. En wanneer ek ons almal hier insit, is ons one. Kyk hoe skitter ons, dis wat ons moet doen. Ons moet skitter vir Jesus met 'n helder glans. Ek wil vir julle vra, vat julle hande, maak van hierdie liggies toe. Maak party van hulle toe. Hoe lyk dit nou?
nie meer so mooi nie. Want ons liggie skyn nie, ons gaan doen nie ons werk nie. Ons dra nie vrug nie. En dis wat pastoor vanoggend oor gepreek het. God die Vader is grim, 'n geit wat hy wil uitskiet na die aarde toe, na jou toe. Want jy luister nie, maak oop julle hande. Daar brand al die liggies. Maar ouens, as ek nou een van hierdie liggies verwoes, en ek draai sy kop af, dan gaan niks van hierdie werk nie. So die oneness van God, the oneness of Jesus, and the oneness of van ons almal, moet een wees, dan loop die krag, dan loop die liefde, dan loop die oorwinning, dan loop die bereidheid. En dis wat die God die Vader van ons vra. Baie dankie. Amen. Ja, baie dankie. En die einde van die dag beklee jou met Christus. Want hy's lig, in hom is geen duisternis. En wie na God toe gaan, moet gaan in die lig, want daar's geen duisternis in hom te kry nie. As jy nog in die duisternis bly, weet vanmôre, weet jy self, wie is jou pa. En dis jou keuse. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons hierdie môre kon stilstaan by u woord. Dankie dat die woord waarheid is, dat ons waarheid ken en dat waarheid ons vrymaak. Dankie vir hierdie verskriklike groot, fantastiese, unieke gedagte. God het ons gekies. En toe gee hy ons vir Jesus. En ek lees in die laaste boek in Openbaring, kom die dag waar Jesus volle koningskap teruggee aan God. Dan is hierdie hele siklus voltooi. Dan is ons by hierdie God wat ons naam opgeskryf het voor die grondlegging van die wêreld. Om u te verstaan vanmôre is totaal onmoontlik. U woord sê u weet, nie ons weet nie. U gedagtes is nie ons gedagtes nie. Maar daar's een ding wat u baie sterk klim op lê. Gehoorsaamheid. Vader, as ons nie gaan gehoorsaam nie, gaan ons 'n ewige prys betaal. En my pleidooie vanmôre is dat ons sal verstaan, as ons vrede gaan bring tussen God en mens, om Jesus aan hulle voor te stel, dan het ons vrede by God. Die enigste plek waar ons vrede kan hê, is wanneer ons in gehoorsaamheid wandel en die opdrag uitvoer. En ek bid vanmôre, maak dit in ons gees wakker. Here, waar ons beweeg, vandag, môre, die hele week, laat ons moeite doen om iemand aan Jesus voor te stel. Vader, ons wil hê Jesus moet kom, maar hy kan nie kom as die getal nie vol is nie. En ons gaan dalk die verwyte hoor eendag. Ek wou lankal kom, maar julle het nie julle werk gedoen nie. Mag ons nie skuldig wees nie. Geef vir ons net vrymoedigheid, boldness, liefde vir 'n verlore gaande wêreld. Dat ons hulle aan Christus kan voorstel, sodat Jesus vir Vader kan sê, yes, hier's nog een. Hier's nog een. Hier's nog een, Here. Hulle kom in, sodat Jesus sy bruid kan kom haal. Ons dankie vir dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Baie dankie julle ouens.